Goeiemôre vriende en familie. Baie welkom by vanoggend se diens. Heinrich, Megan, baie welkom. En klein Leeu, yes, welkom. Kom ons sit so dan bid ons saam. Ons God en Hemelse Vader, Here, dankie vir U teenwoordigheid, al is dit ook hoe mysterieus en hoe onvoorspelbaar. Dankie dat U daar is, Here, op U manier en die manier wie U is en wat U is en hoe U is. Dankie daarvoor. Dankie dat U ook hier is. Amen. Mag die genade en vrede van God die Vader, die liefde van Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met julle elkeen bly. Ons gaan 'n geleentheid gee vir George Silje om vir ons die bedankings te kom doen. Dank hy is aan. Ja. Kyk uit gou, George. Sy reg. OK. Ja, dankie almal wat deurgekom het en almal wat ingeskakel het. Dankie ook vir almal se ondersteuning in hierdie tyd, vir al julle mooi boodskappe en gebede, ons waardeer dit. En ja, julle familie, ons mis julle. Sou julle graag hier wou gehad het by ons. En vir Lisa en Max, dankie dat julle so mooi na pa en ma gekyk het. Die laaste paar weke en vir alles wat julle nou gedoen het na die tyd, vir al julle reëlings. Julle is staatmakers, ons is baie lief vir julle. Baie dankie julle. Ons gee geleentheid vir Megan om vir ons huldeblyk te doen. Goeie almal. Ek lees graag die huldeblyk boodskappe wat almal deurgestuur het. Ons weet dat so baie familie wou hier gewees het en so baie vriende, maar dit kon nie so wees nie en dis beter en veiliger vanaf die huis. Ek lees 'n brief van Rita, George se suster. George, woorde is min. Waar sal ek begin? Mense dink nie die dag sal kom nie. Ek sal jou altyd onthou as my broer wat my siek gemaak het. Toe ek klein was en jy het huis toe gekom vir 'n naweek of so, terwyl jy in die army was en jy moes teruggaan, het ek altyd 'n koors gehad. Dit het elke keer gebeur, want ek het my oë uitgehuil elke keer as jy weggegaan het. Was gewoonlik so 'n paar dae siek. Ma het gesê dis omdat ek na jou verlang. Aha, mooi herinneringe. Ek moet vandag afskeid van jou neem, dis so finaal. Sal jou nie weer kan sien of nuus van jou kan aanhoor nie. Gaan nie vandag in vlees by jou diens wees nie, maar ek sal in gees daar wees. Rus in vrede, George. Jy sal altyd gemis word. Nooi. Jou suster Rita. Hierdie is 'n boodskap van Tannie Rina, haar man en gesin. George, man, mis jou klaar. Ek gaan jou rowwe WhatsApp grappies mis. Ek was te bang om dit by die werk op te maak en te lees. As ek dan vir jou geskokte emoji stuur, het jy lekker gelag. Ons neem vandag finaal afskeid van jou en Jasmai. Ons gaan julle mis, rus in vrede. Hierdie is van Tannie Nina en oom Johan. Tannie Nina is my ma, Jasmai se suster. Elke ding het sy tyd soos God dit bepaal. Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Nou is 'n tyd om weeklaag oor ons geliefdes, om te weeklaag oor ons geliefdes wat weg is. Nou is ons harte stikkend, maar ons troos ons daaraan dat daar 'n tyd sal kom wanneer ons hulle wat vooruit gegaan het weer sal sien. Daar kom 'n tyd om te lag en 'n tyd om vreugde met vreugde rond te spring. Johan en Nina. Hierdie is van Soekie af. Soekie is my ma Jasmai se skoonsister. Hulle kyk vir ons uit van Stormsrivier in die Oos-Kaap. My liewe sis Jasmai,
Ai, dis baie swaar om te besef jy en George is nie meer by ons nie. Voel nog so onwerklik. Sjoe, die lewe het ons 'n paar harde curveballs gegooi. Dis asof niks sin maak nie, maar ons weet ons Vader is in beheer en nie ons wil nie, maar sy wil geskied. Sis, ons het 'n lang pad saamgekom en ja, jy was nog altyd my sis. Net soos Oumi my moeder was en nie 'n skoonmoeder nie. Ek gaan ons ure en jare se kuiergeselsies mis. So baie van ons lief en leed saam gedeel. Niks sal ooit dieselfde meer wees nie. Dis 'n leemte wat altyd daar gaan wees. Al sê mens leer maar om met dit saam te leef. Ek weet nog nie, maar ek weet wel ons ongelooflike memories Ons het ongelooflike memories om saam met ons te dra. Jy en George sal altyd 'n groot deel van ons memories wees, liefde Soekie. Hierdie boodskap kom van Tannie Myra af, om George se gewese vrou, Jan Hendrik en George se ma. George en Jasmai, ek groet julle vandag met 'n swaar hart. Voordat ek tot sien sê, wil ek net sê baie dankie. Jasmai, dankie dat jy so goeie ma vir die seuns was. Jy het hulle gekry toe hulle 7 en 10 was. Hulle was besige bewers. Party is nou nog besig. Maar toe maar. Dit was seker nie aldag maklik nie, maar jy het jou op jou stil manier baie goed van jou taak gekwyt. Hulle is vandag jong mans waarop enige ouer kan trots wees. Dankie vir jou aandeel daaraan. George, wat kan ek sê? Dankie vir die goeie man, oupa en pa wat jy was. Dankie dat jy so goed gesorg het vir almal. Toe ons in 1993 geskei het en die onderhoud ter sprake kom, het jy die volgende vir die prokureur gesê. As my jaarlikse verhoging 20% is, moet my onderhoud ook met 20% opgaan. Die prokureur het jou so gekyk en gesê, meneer, in my hele loopbaan het ek nog nooit so iets gehoor nie. Dis nie nodig nie. En George se antwoord, dis my kinders en hulle mag nooit tekort kom nie. Dit was hoe George gesorg het. Dankie daarvoor. Aan al die kinders, julle het dalk 'n ouer huis verloor in Rustenburg, maar onthou julle het 'n ouer huis in Klerksdorp ook. Moenie van ons vergeet nie, julle sal altyd familie bly. En laaste, julle is in ons, julle is ons een voor. En ons gaan julle, gun julle die rus en vrede. Myra. Ekskuus, ek het my plek so 'n bietjie verloor hierso. Ja, ek soek vir Richard hierso, maar my boekie is nie in volgorde nie. Ekskuus. Ja, sy. Hierdie boodskap kom van Richard Nynus af. Dit was Jasmai se gewese man en my en Lisa en Desmond se pa. Jasmai, I really want to thank you for raising our kids the way that you did. They have grown up to be wonderful adults. All three, your doing. Thank you very much, Richard. Hierdie boodskap is van Jaco en Marlene en sy gesin. Van my en Marlene, Jakes en Lizay wil ons net sê dankie vir dit wat oom George en tannie Jasmai vir ons gedoen het en beteken het, vir al die hulp en ondersteuning deur die swaar en moeilike tye. Julle was altyd positief en behulpsaam en ons kon altyd lekker saamlag en stout wees. Gaan julle baie mis. Rus en vrede oupa George en tannie Jassie en sê hallo vir papi daarbo. Jaco. Hierdie boodskap is van Desmond af. Jasmai se seun wat nie vandag hier kon wees nie, wat in die Kaap vanaf die Kaap vir ons kyk. My ma was 'n baie liefdevolle mens en alles wat sy gedoen het was vir haar familie. Ek onthou die spesiale tyd voor ek skool toe gegaan het, wat ek elke dag saam met haar by die huis kon spandeer. Sy het my in daardie tyd leer lees en my liefde vir boeke lê
is aan haar te danke. Op skool en na skool het sy ons altyd ondersteun in alles wat ons aangepak het. Sy het gereeld haar laaste sente spandeer op sporttoerusting of enigiets anders wat ons nodig gehad het. Ek sal vir altyd dankbaar wees vir alles wat sy vir ons gedoen en beteken het. George was 'n wonderlike man en ek is bly dat sy haar lewe met hom kon deel. Hy was 'n ongelooflike goedhartige mens en het uit sy pad gegaan om te help waar hy kon. Hy het my gehelp om deur universiteit te kom en ook my eerste werk by die myn te kry. Ek voel bevoorreg dat ek deel kon wees van sy lewe en vir die groot invloed wat hy op myne gehad het. Ek gaan hulle albei vreeslik baie mis, Desmond. Die boodskap is van George Bronwyn en gesin. Ons het 'n oupa in 1000 verloor. Pa George was 'n rots vir die familie, op jou gelukkigste met al jou kleinkinders om jou en al die geduld in die wêreld om hulle te help met 'n vislyn of 'n houtprojek. Jy het 'n plan gehad om alles reg te maak en sommer ingespring en goed gedoen gekry. Altyd die waarheid gepraat en die beste bedoel. Ons het so lekker gesels, my hart is stikkend dat jy so vinnig weg is. Nog meer vir die mense wat die voorreg gehad het om jou elke dag te sien. Ek bid vir Evie, Blake, Megan, Lisa, Marka en Heidi. Dankie vir alles wat julle vir Pa gedoen het. Pa was 'n ware leier en 'n vaderfiguur vir meer as net George en Jan Hendrik. Daar is so baie mense wat opgekyk het na Pa so en Pa so baie gaan mis. Julle dans nou weer saam in die hemel. Vol energie en sonder enige pyn. Lekker kuier soos in die ou dae. Maar Jasmai, ons gaan jou mis. Jy het alles mooi gemaak en die details raak gesien. Vir almal omgegee en die kleinste ding waardeer. Met liefde alles op sy plek gehou en 'n veilige hawe voorsien vir oud en jonk. Jy en Pa het mekaar so goed aangevul en was 'n goeie voorbeeld vir spanwerk in 'n huwelik. Nou is julle weer vir die ewigheid saam. Rus sag. George Bronwyn en gesin. Hierdie boodskap is van Marga af. Lisa se vrou wat nie vandag hier kon wees nie. Julle almal weet sy was tot nou toe nog in die hospitaal. Sy is gelukkig gister ontslaan. Sy sterk aan en stuur baie liefde. My liefste mammy en oom Papi. My hart is stikkend en ek mis julle vreeslik. Oom Papi het my so baie geleer van mens wees en hoe om self goed aan te pak. Ek gaan oom Papi so baie mis. Mami, ek kan nog steeds nie glo mami is weg en ek kon nie eens by wees en Lee ondersteun nie want ek veg self een harde stryd teen hierdie vieslike gevaarlike siekte wat julle beide van ons weggeruk het. Julle albei saam en ons vader het my soveel krag gegee in die hospitaal en ek kon julle by my voel. Ek is so baie lief vir julle, gaan julle baie mis, Marka. Hierdie brief is van Lisa. Mami, Fuzzy, Mimi Siku, Jasmine. Mami was soveel goed in my lewe. My versorger, my ondersteuner, my aanhanger, my vriendin, my vertroueling, my pasiënt. En nou is dit als weggeneem. Ek wag elke dag vir 'n oproep om vir mami bietjie puffs te bring of om te hoor of ma se pilletjies reg gepak en op pad is. Maar ek sal dit nooit weer hoor nie. Dit het die laaste paar jaar baie vir my beteken om na ma te kan help omsien. Na al die jare wat ma net die beste vir ons probeer wees en gee het en soveel opofferings vir ons gemaak het. My hart is so seer, maar eerlik, wat ek die meeste voel is dankbaar en bly dat ma uiteindelik vry is van baie pyn. Die fisiese en emosionele. Hierdie lang stryd wat stadig maar seker aan ma gevreet het en ma se menswees en moed weggeknaag het. Ek weet mami sou soos
'n halwe mens verlore gevoel het sonder oompa. En ek is bly ma is dit gespaar. Wees vry en verloos van hierdie wêreld. Rus in vrede. Ek gaan maar oneindig baie mis. Al my liefde Lily. Oom Papi, daar is nie woorde om te beskryf hoe baie ek oompa gaan mis nie. Wie gaan saam my stad toe ry? Karrediens, lekker rare vleisies en boereworsrolls eet. En vir die ander rykertjies los. Laf en stout wees. Ander pes en al die baie goed wat oompa altyd saam my gedoen het. Ons het in die beginjare gesukkel om mekaar te verstaan en was twee harde koppe wat goed gestamp het. Maar van dat 'n band gevorm het, was daar niks wat dit ooit sal breek nie. Ek is so dankbaar vir hoe oompa al die jare na ons almal gekyk het. Mami, ons kinders, ouma Fie. Ons kon altyd op oompa staat maak vir raad, hulp en ondersteuning. Dankie dat oompa my en Margie en ons spesiale wille Heidi aanvaar en lief gehad het. Ek was so reg om hierdie kankergeveg saam oompa aan te pak en toe kom hierdie siekte en steel oompa in 'n oogwink van ons weg. 3 weke op die dag vandat ons uitgevind het waarteen ons veg, is oompa net weg. En ek kan dit steeds nie glo nie. Niks sal hierdie leemte wat oompa los ooit kan vul nie. Ek weet ek sal vashou aan al die herinneringe en dit maak julle wat weggeneem is weer naby voel en maak mens se hart en lewe vol. Liefde oompa baie, lief oompa baie en mis en verlang vir altyd. Liesbeth. Hierdie is my brief. Heinrich, ek het jou geskiep. Genade ons. Hoe het ek dit reg gekry? Nee, hy is nie. Sorry. Ek kan nie meer sien nie. Ekskuus julle. Sorry, ekskuus. Jammer julle. Hier is ek nou weer waar ek moet wees. Hierdie brief is van Isabel en Jan Hendrik. Ons sit hier en dink hoe om 'n lewensstorie op te som in 'n totsiens. Sien mekaar weer brief te sit. Pa George, ma Jassie, hoe doen mense dit? Hoe groet mense julle ouer huis? Pa George, jy was 'n gentle giant, 'n pa, 'n oupa, 'n vriend en 'n ou met 'n baie groot hart en hande wat nooit vir niks verkeerd gestaan het nie. Jy was die klein kinders se gunsteling teddybeer. Jy was altyd reg met 'n grappie of 7 en het altyd goeie raad gegee. Pa het altyd 'n plan gehad of gemaak. Pa het soveel liefde gehad vir ma Jassie en ons kinders en ons kinders. Ek gaan pa se siel uittrek sessies mis. Pa het altyd gespot en gesê ek, Isabel, is 'n daddy's girl. Maar pa was een van die daddies. Ek wil ook net sê dat daar geen twyfel is dat Jannie pa se seun is nie. Jannie is baie dieselfde in baie maniere. Ons gaan pa vreeslik mis. Dankie vir alles en nog meer wat pa vir ons gedoen, geleer en meegehelp het, altyd. Ma Jassie, jy was 'n vrou wat altyd komplimente uitgedeel het en ander goed laat voel het oor haarself. 'n Ma, ouma, vriendin, 'n sterk vrou wat altyd wou luister. 'n Ma wat mens enige iets kon vertel en goed meedeel. 'n Moeder wat altyd mooi gekyk het na haarself. Maak nie saak hoe sleg ma gevoel het die dag nie. Het ma opgedres. Ma was 'n goeie en opregte vrou vir pa en sal altyd
dankbaar wees. Elke keer as ek by 'n pak pas verbyloop, wil ek vir moeder koop. Weet hoe lief ma vir dit was vir dit. Maar ma was baie meer erg vir ons en ons kids. Dankie vir alles moeder, dankie vir al die liefies en omgee altyd. Pa en ma, die brief sal vir ewig aanhou as ek nie nou ophou nie. Soveel goeie memories sal ons altyd in ons harte koester. Ons kan steeds nie glo julle is weg nie. Dis onwerklik en so ongelooflik seer. Ons wil dit nie aanvaar nie. Ons wil nog boodskap, bel en kom kuier, maar nie een van jou boodskap of bel terug nie. Ons is ongelooflik baie lief vir julle. Julle sal altyd in ons harte bly en ons weet daar waar julle is, by ons hemelse Vader, daar is julle so gelukkig saam. Julle sal altyd 'n voorbeeld wees vir ons kinders, tot ons mekaar weer sien. Pas ons dogtertjie mooi op. Lief jou vir altyd, Isabel en Jannie. Hierdie boodskap is van Heinrich. Today we celebrate the memory of George and Yasmai. Never did I think we would say goodbye so soon. Thank you for being such amazing grandparents to our children and the best in-laws I could ever ask for. Nothing will be the same. I will miss the silly jokes we made. The little smiles, seeing Opa on the couch with one of the kids on your lap. The weekly reminders to please bring some puffs when you go to the shop. The patience you had with the grandchildren. All the lessons I learned from Opa. Oma, always handing out sweeties with the kids and sending some our way. There are so many memories. I will miss you both very much. Love, Heinrich. Amper klaar julle. Hierdie is my boodskap. Dis baie moeilik vir my om afskeid te neem vandag. Met ouma het mense haar rus gegee, maar met julle voel dit so verkeerd en skielik. Dit gaan vir my 'n tyd neem om vrede in die ontwerp van die lewe te vind. Ek worstel oor die algemeen met dit, maar hierdie hand wat uitgedeel is 'n bitter pil om te sluk. Dit is wel in 'n mate gepas dat julle saam gegaan het en ek kies om romanse in dit te sien. Julle was lief vir mekaar. Julle was so lief vir mekaar en oom Pa was so goed vir Mamy. Ek het altyd vir ma gesê, ma het met ma se gat in die botter geval. Ma kon so ontstel word vir my as ek altyd Pa se kant gekies het, maar in my oë was daar min wat Pa verkeerd kon doen. Julle was baie goed vir my en julle het ons kinders so bederf en geliefd laat voel. Die huis en ons lewens is baie leeg sonder julle. Ek wens met alles in my dinge kon weer terugkeer na hoe dit was. Julle het my altyd geterg en gesê julle gaan eendag by my bly. En dat ek na julle kan kyk tot julle stok oud is. Maar ek het by julle gebly en julle het vele dae na ons kinders gekyk. Ek hoop julle weet, ek sou dit doen. Ek gaan mis hoe Pa uit Pa se maag uit kon lag en hoe Ma altyd verby ons voordeur gestap het, terug van die dorp en geroep, hallo botteltjies. Ek mis Pa en op Pa se lazy boy en Ma se Marilyn Monroe kamer. Die leemte skree op my. Ek is wel bly, Ma se konstante pyn is nou weg en Pa het nie lang gelei as gevolg van kanker nie. Kom kuier tog vir my in my drome asseblief. Ek groet julle vandag tot ons mekaar weer sien. Julle Maxie Babe, Magagi, Megankie. Megan. En dan hierdie boodskapie is van Evie af. Liewe ouma en oupa, ek gaan julle baie mis. Julle was 'n groot deel van my lewe en dit sal nooit weer dieselfde wees nie. Dankie vir al die goeie tye, die lag, die liefde en die bederfies. Die huis voel so leeg sonder julle. Dit is baie hartseer, maar ek is dankbaar dat julle nie meer hoef te ly nie. En nou al die mense wat julle verloor het deur die jare weer kan sien. Om my liefde, Evie. En laaste boodskapie van Blake.
Beste ouma en oupa, ek gaan julle baie mis. Ek gaan baie mis om altyd op oupie se skoot te kon sit en saam met oupie TV te kyk. Oupie was so oulik met my. Ek gaan baie mis om by ouma in die kamer in te loer en hoe ouma saam met my gespeel het. Al die memories maak my hartjie baie seer. Ek verlang na julle baby, Lykie. Ons gaan nou geleentheid gee vir 'n skyfie vertoning. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a
Everything is dust in the wind. Everything is dust in the
Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, ontvang ons hartseer harte, al die heimwee, al die herinneringe. Dankie dat dit nooit kan weggaan nie. Verewig in ons harte, Here. Ons sal nooit mense kan vergeet wat kosbaar is vir ons nie. Vertroos ons ook in hierdie tyd en hou vir ons vas. In Jesus naam. Amen. Ek wil begin met die vraag, waar is God? Waar is Jesus? Waar is Jesus in 'n tyd wat 'n pandemie toeslaan en wat soveel mense siek raak en soveel mense oorlede is en sterf? Waar is God wanneer kinders siek raak, wanneer mense kanker kry? Waar is God as dinge sleg gaan? Waar is God wanneer dinge nie sin maak nie? Jy weet, al hierdie vrae is natuurlike vrae. Ek sê die eerste ding wat ek wil sê is, dis okay om te vra, waar is God? En waar is Jesus? Sien hy dan nie wat aangaan nie? Sien hy nie die seer nie? Sien hy nie die hartseer nie? Sien hy nie die dood nie? Sien hy dit nie? Ek wil 2 verhale uit die Bybel uitlees. Die een is in Genesis 18. Abraham ontvang 3 besoekers. Die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. Terwyl hy op die warmste van die dag by sy tentdeur sit, kyk hy op en hy sien 3 mans daar naby staan. Toe sê hy vir hulle, het hy van sy tentdeur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het vir hulle gesê, menere, u sal my 'n guns doen, deur nie by my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water laat haal, sodat u voete kan was en kom rus dan onder die boom. U is nou eenmal op pad hier by my verby. En daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, dat u weer nuwe krag kan kry. Hulle het vir hom gesê, goed, maak so. Abraham het toe gou na Sara toe in die tent gegaan en vir haar gesê, vat gou 16 kg meel en knie dit en bak roosterkoeke. Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir sy slaaf gegee om dit gou voor te berei. Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is gevat en voor die mans neergesit. En hulle het daar onder die boom geëet terwyl hy hulle bedien het. Toe vra hulle vir hom, waar is jou vrou Sara? En hy het geantwoord, sy is in die tent. Toe sê die een, ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom en dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. Sara het by die tentopening gestaan, afgeluister en die een wat gepraat het, was aan die buitekant. Abraham en Sara was albei al baie oud en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring. En daarom het sy by haarself gedink, sal ek nog genot kan hê nou dat ek afgeleef is? En dit met my man wat oud is. Toe vra die Here vir Abraham, waarom lag Sara? Tot sover nou, dit is in die woestyn gewees, so daar's vreemde mense wat daar rond beweeg, maar die kans dat jy iemand sal ontmoet wat jou gaan seermaak en doodmaak is baie groot. Abraham ontmoet 3 vreemde reisigers. En sy eerste reaksie is om hulle nou in te nooi. En hy nooi hulle in sodat hy natuurlik sy lewe kan spaar en sodat hy sy vrou se lewe kan spaar. En dis 3 vreemdelinge. Dis 3 wild vreemdelinge. En ek wil vanoggend vir jou vra, hoeveel vreemdelinge kruis jou pad? Hoeveel vreemdelinge kom loop langs jou, saam jou op pad? En dan wil ek vra oor, waar is God? Sien, ons verwag altyd God moet in die vorm van 'n engel by ons kom stap. Of God moet in die vorm van 'n bonatuurlike ding saam met ons kom wees. En in Genesis 18, en ek gaan uit die tweede verhaal lees, kom God na mense toe in die vorm van mense. God kom na Abraham toe in die vorm van iemand anders. Jy sien, terwyl ons altyd vir God soek, was God nog altyd daar. En dit lyk nie altyd so nie, want ons kies dalk baie keer om die sleg in mense raak te sien. Maar God het nog altyd saam ons geloop, of dit nou is deur jou kinders, deur 'n oupa, deur 'n ouma, deur jou pa, deur jou ma, deur jou vrou. God het jy nog nooit gelos nie. En soos wat Abraham hierdie vreemde
besoekers ontvang, sê hulle eintlik, hulle weet klaar van Sarah, hulle weet klaar, hulle kan nie kinders hê nie, hulle weet klaar, hulle sê klaar, sy gaan kinders kry. God is besig om met hulle 'n pad te stap. En die tweede gedeelte wat ek wil lees is die Emmausgangers. Jesus is klaar dood. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 km van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. En terwyl hulle so gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle geloop. Hoor nou, Jesus loop saam met hulle, dis 'n vreemdeling wat saam hulle kom loop. Maar hulle oë was verhinder om hom te herken. Hy vra toe vir hulle, waaroor is dit wat julle so ernstig geloop en bespreek? En met somber gesigte gaan staan hulle. En een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle het hom geantwoord, die dinge wat verband hou met Jesus van Nasaret. God is nog altyd daar. En ons soek God altyd op verkeerde plek, dink ek, of meeste van die tyd. God het in die vorm van mense is nog altyd saam met ons geloop. En dan later dan die Emmausgangers dan kom sit Jesus en wanneer hy die brood breek, dan besef hulle, dan gaan hulle oë oop en sê hulle, maar God is met ons. En in hierdie tye is God met ons. Al is daar al hierdie seer en al is daar al hierdie goeters, is God met ons in die vorm van mense. En baie keer is hy in die vorm van 'n vreemdeling by ons. En die vraag is, laat ons hulle in. Laat ons die vreemdelinge in. As ons 'n oupa groet en 'n ouma groet, 'n pa en 'n ma groet, aan 'n vieslike siekte, ek dink jy het dit gesê, Megan, dan soek mens God. Maar dan kan ons vanoggend weet, God is ook met ons, in die vorm van mense. Wanneer ek die liefde het, of wanneer ek my man druk, my vrou druk, wanneer ek my kinders druk, wanneer ek die wat nog om my is druk, wanneer ek 'n boodskap ontvang, dan is God steeds by ons. En die herinneringe en die liefde wat pa en 'n ma en 'n oupa en 'n ouma vir ons agterlos, dit is sigbaar in wie ons is en wat ons is. Die vraag is vandag, soek ons net die seer? Soek ons net die dood? Of soek ons die vreemdelinge wat ons pad kruis en wat vir ons sê, maar God is met jou en is met ons. Amen. Here, ons is almal op 'n pad en op 'n reis. En party van hierdie reise is donker. As jy 'n pa en 'n ma moet begrawe, is dit 'n donker pad. Maar dalk is ons oë ook altyd verhinder in hierdie tye, Here, om te sien dat dis asof U nie die pad saamstap nie, maar eintlik sê die Bybel vir ons, U stap nog altyd die pad saam met ons. In die vorm van 'n vreemdeling, in die vorm van 'n vriend, in die vorm van my man en my vrou. U kom vertroos my, Here, wanneer iemand my 'n druk kom gee. Want U is in hulle. U kom vertroos my, Here, wanneer ek 'n boodskap van iemand ontvang. Want U is in hulle. Maak ons oë oop om te sien dat selfs in die donkerste donker en die seerste seer, dat U die vreemdeling is wat nader stap. Dat U die vreemdeling is wat saam met ons stap. Dat U in en deur elke liewe persoon werk. Vertroos ons deur ons oë oop te maak om te sien dat selfs die dood net die begin is van die ewigheid. En wanneer ons groet, is dit net tydelik. En Here, U vertroos deur die vreemdeling op ons pad te wees. Wees die vreemdelinge wat Heinrich en wat Megan se pad gaan kruis. Wees daai vreemdelinge, Here, en laat hulle sal sien dat U hulle ook sal vertroos en met hulle sal stap. Veral vir Megan ook. Die langs haar sal stap en voor haar sal stap. Bo om die vyand af te weer, onder haar sal stap om haar te dra as sy sal val. Maar bovenal, Here, wanneer sy 'n druk kry en wanneer sy boodskappe kry, dat sy sal besef dat U reeds in haar is en saam met haar stap. U stap saam met elkeen van ons, Here. Maak ons oë oop om dit te sien. In Jesus se naam. Amen.
Ek gaan nou vir ons die seën uitspreek en dan gaan ek vra dat julle elkeen die blomme is hier voor. So ons gaan vra dat julle elkeen sommer so verbykom. As 'n laaste eerbetoon kan jy dan die blomme hierso by die kussie strooi. En dan gaan ons uitbeweeg buitentoe en dan gaan ons 'n ballon, elkeen 'n ballon laat gaan. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade en vrede van God die Vader, die liefde van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met julle elkeen bly tot in alle ewigheid. Amen. Naaste familie eerste, Megan julle en dan kan die res se volg, gaan ons sommer so verbygaan.